Goeiemôre, liewe luisteraar en baie welkom vanmôre by Wandel saam met God en my naam is Etienne Dievenage en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons koning en ons verlosser die Here Jesus Christus en is ook vir my 'n besonderse voorreg om vanmôre ook by hierdie program ook die woord van die Here met julle elkeen te kan deel en vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons hierdie geleentheid gee dat ons ook deur middel van hierdie kosbare radiostasie ook so dan die woord van die Here kan versprei en mag ons vanmôre ook daardie begeerte in ons harte hê om te luister na dit wat die Here vir ons wil kom leer en mag ons nie hierdie woord vir onsself hou nie vriende, maar mag ons ook so getroue gesande wees, getroue getuies wees wat ook na die wêreld daar buite gaan en hierdie woord neem en dit ook so met ander deel en mag ons ook so gedurig deur vriende ook so die wonderlike evangelie boodskap ook met 'n verlore gaande wêreld deel. Paulus skryf en hy sê daar in Romeine 1 wat hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo en mag dit ook so wees in ons lewens dat ons nie ons skaam vir die kosbare boodskap van die kruis nie. Nou vriende, ons gaan vanmôre weer na 'n baie besonderse Psalm kyk en ons gaan stil staan by Psalm 10 en u is ook welkom om hierdie Psalm by die huis deur te lees. Daar is soveel treffende woorde in hierdie Psalm, maar ons gaan dan net vanmôre kyk na vers 17 en ek gaan vir u voorhou, let op wat skrywe Dawid in Psalm 10 vers 17. Here, u het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk, u oor sal luister. En so gaan ek dan vanmôre met ons praat oor hierdie onderwerp, die Here sal die ootmoedige se hart versterk. Net om so vinnig vir u te noem vriende, hierdie woordjie ootmoedig beteken die wat nederig van hart is en hier word ook spesifiek verwys na die kinders van die Here wat ook so met 'n nederige hart na die Here toe kom. Nou vriende, wanneer ons red ook dan nou op die agtergrond van hierdie Psalm, dan kom ons agter dat Dawid se omstandighede was nie maklik gewees nie en wanneer ons ook self kyk na Dawid se lewe, dan kom ons agter dat Dawid se lewe was nie maanskyn in rose gewees nie vriende, maar hy het dit nie altyd maklik gehad nie. Daar was tye wat hy homself in 'n dal van doodskaduwee bevind het, daar was tye wat Dawid gevlug het vir sy lewe en selfs hier in Psalm 10 beleef ons ook waar Dawid 'n moeilike tyd deurgegaan het in sy lewe. Daar was ook saam met hom kinders van die Here wat dieselfde as Dawid gevoel het. Jy sien, hulle was verdruk gewees deur die goddelose mense wat in die stad was. Maar een ding wat ons in hierdie Psalm moet raak sien, vriende, is dat Dawid het besef dat hy nie alleen is in hierdie stryd nie, maar dat die Here wat sy verlosser is, die Here wat sy herder is, dat die Here met hom is. Jy sien, Dawid het ook in hierdie omstandighede, het hy nie sy oë gefestig op hoe groot sy omstandighede is nie, maar hy het sy oë eerder gefestig op die Here sy God. Hy het na die Here toe gegaan vir hulp. Hy het nie na aardse hulp toe gegaan nie. Nee, maar wat vind ons het Dawid gedoen, vriende? Dawid het sy hulp in die Here sy God gesoek. Dawid het die Here volkome vertrou met sy hele lewe en selfs met hierdie omstandighede waarin hy homself bevind het. Ek hou vir u voor wat sê Psalm 121 vers 1 tot 2, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dis presies wat Dawid gedoen het. Hy het sy oë opgeslaan na bo, want hy het geweet dat die Here is die een wat hom die beste kan help. Maar meer nog vriende, Dawid het vasgestaan op die beloftes van die Here. Dawid het geweet dat die Here die een is wat sy kinders nie sal vergeet of sal verlaat nie, maar dat die Here sy kinders sal bystaan, dat die Here sy kinders se harte sal versterk. En Dawid het ook geweet dat die Here se liefde vir sy kinders is so groot, dat hy sal nooit sy kinders se hand los nie, en dat daar niks op hierdie aarde is wat ons kan skei van die liefde van die Vader nie. En daardeur vriende vind ons ook dat Dawid ook gerus het in hierdie feit, dat die Here die een is wat sy kinders op aarde sal beskerm, dat die Here sy kinders sal bewaar van die onheil, dat die Here sy kinders krag sal gee om in hierdie aardse stryd sterk te kan staan en die goeie stryd van die geloof te kan stry. Let gou op wat sê Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou,
Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dan ook 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En so vriende, het Dawid in hierdie omstandighede beleef hoe die Here wat sy herder is, sy hart kom versterk het, hoe die Here Dawid kom vul het met nuwe krag, hoe Dawid in die oggend kon opgestaan het met 'n nuwe passie, omdat hy geweet het, maak nie saak wat nie, God is in beheer, maak nie saak wat oor my pad kom vandag nie, die Here gaan saam met my deur dit, die Here sal nooit my hand los nie, die Here sal vir my stry, die Here sal vir my die uitkoms gee op sy tyd. En Dawid kon keer op keer getuig het van God se hand en hy kon getuig het van hoe die Here hom gehelp het in sy donkerste tye. Hy kon getuig het hoe die Here ook so sy vyande verslaan het en hy kon getuig het hoe die Here ook keer op keer vir hom ook deurgedraai het. Let gou op vriende wat sê Psalm 68 vers 20, geloof sy die Here, dag na dag draai ons, God is ons heil, Sela. En so vriende, Dawid gerus in hierdie groote en wonderlike God. So het Dawid in hierdie tyd, toe sy omstandighede benoud was, het hy vasgehou aan die Here se beloftes, het hy geweet, maak nie saak wat nie, die Here is met hom. En net so, liewe broer en suster, kan ons as kinders van die Here ook vanmôre moed skep in hierdie Psalm, want jy sien, ons kan ook vanmôre vashou in hierdie kosbare belofte wat staan in Psalm 10 vers 17, deurdat ons weet dat die Here is ook selfs met my en jou, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ons kan ook vanmôre weet, dat maak nie saak wat oor ons pad kom nie, maak nie saak wat 'n stryd ons deurgaan nie, maak nie saak wat ons beleef nie, die Here sal ons nie verlaat nie. Die Here is met ons in hierdie stryd, en hy sal ons die krag gee, hy sal ons ook so die leiding gee, hy sal ook vir ons wys hoe ons deur hierdie stryd kan gaan. Hy is ook die een wat ons sal help, vriende, om ook veilig aan die ander kant uit te kom. Ek hou vir u voor wat sê Efesiërs 3 vanaf vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Is dit nie 'n baie kosbare vers nie, my liewe vriend? En vriende, dit mag dalk wees dat ons omstandighede nie altyd dadelik gaan verander nie. Maar jy sien, die Here sal ons in daardie storm help. Die Here sal ons bewaar. Hy bly getrou. Hy sal ons nie begewen verlaat nie, maar hy sal ons lei deur sy groote hand van genade. Hy sal ons harte versterk. Hy sal ons trane afvee. Hy sal ons help en hy sal ons nooit verlaat nie. En ek wil net afsluit, vriende, met 'n baie kosbare lied wat ek vir ons wil voorhou. En hierdie is ook dan nou Halleluja lied 444. U dalk miskien al hierdie lied gehoor. Dis 'n baie bekende lied wat sê wat 'n vriend het ons in Jesus, en ek gaan vir ons vers 2 en vers 3 voorhou en ek wil graag hê dat u moet let op hierdie woorde. Vers 2 gaan so: as versoeking en beproewing of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. En dan vers 3, is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuk, dierbe Heiland ons se toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer, aan sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Hoe kosbaar om te weet, vriende, dat ons 'n vriend het in die Here Jesus, dat hy ons ewige hoofpriester is, dat hy medelee met ons het, dat hy verstaan waardeur ons gaan, en dat hy die een is wat vir my en vir jou die beste kan help. Let op wat sê Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En dan vers 16,
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Vriende, kom vanmôre na die Here Jesus toe. Kom rus in hom, plaas jou vertroue in hom en weet dat hy is die getroue God. Hy is die een wat vir jou vanmôre die beste kan help. Mag die Here jy genade gee, mag jy 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.